Goeiedag julle. Nou, ons het 'n ongelooflike respons gehad op ons vorige Aas maak witpappie, daai nostalgiese 1, 2, 3 pappie van ons. En van daar af het die requests of die navraag ingekom en sê asseblief, ons het 'n ongelooflike insig gekry rondom goed wat in die kombuis is, wat ons self kan maak, en ons het lang terug, het ons 'n duivelsdrek broodjie backing gemaak, en ek het soveel mense wat gesê het, asseblief Skalk, wil jy nie net weer dit vir my verduidelik. Die mooi ding van dit is, dis alles wat jy weer kan koop, jy gaan dit by jou kafee kry, jy gaan dit by jou Spar kry, by jou Pick n Pay kry. En wat doen ons vandag? Ons gaan die welbekende Floresien duivelsdrek broodjie backing vir julle wys. En dit is so eenvoudig. Kom ek wys gou vir julle wat is hier op die tafel. Soos julle kan sien het ek 2 brode hierso. Een is 'n witbrood, een is 'n breinbrood, en ek gaan nou vir julle verduidelik hoekom wit en breinbrood. Wat ek wel gaan doen het, ek het klaar die broodjie gaan opbreek in klein stukkies, en die rede daarvoor is sodat daai duivelsdrek wat ons insit en die Floresien wat ons insit net baie makliker deurmeng. As jy hom te grof hou, dan gaan jy baie langer moet meng. Hierso het ons gewone duivelsdrek, almal ken dit, dis 'n Lennons produk. Ek het enetjie uitgehaal, want dis wat ek gaan gebruik, en dan het ek Superkaas se groen Floresien gevat, want van hierdie ou gaan jy baie insit, want jy moet weet, hoe meer jy van dit insit, hoe donkerder gaan jou broodjie word. So, okay, waar begin ons? Ons begin by ons wit en breinbrood. Hoekom wit en breinbrood? Die wit broodjie gee vir jou daai sagte tekstuur, is 'n baie fyner tipe brood, en die breinbrood gee weer vir jou die vesel. So dis 'n vermenging van al twee. Ek maak 50-50. So ek vat 'n klein bietjie van die witbrood, of dieselfde maat van die witbrood en dieselfde maat van die breinbrood. Julle moet onthou, in hierdie bakkies is daar letterlik 2 snytjies van elk. So pas op dat jy nou nie so groot bol duivelsdrek pap maak nie. Dis onnodig. Wat het ons nodig? Ons het so klein bietjie nodig. So ek gaan letterlik en figuurlik, kyk wat doen ek. Ek gaan 'n handjie vat van die witbrood, gaan hom insit, en ek gaan 'n handjie vat van die breinbrood, en ek gaan hom insit. Nou sal julle daar sien, daai is al 'n baie groot gedeelte wat ons gaan maak. Nou wat doen ek nou? Volgende, en dis waar die mooi ding inkom, en julle moet nou mooi hoor wat sê ek. Jy gooi slegs duivelsdrek by, moenie water bysit nie, want die oomblik wat jy water bysit, gaan hierdie broodjie van jou afgaan. As jy net duivelsdrek en Floresien insit, dien dit as preserveermiddel. En ek gaan vir julle wys, ek het 'n duivelsdrek backing gemaak, seker omtrent 'n jaar terug, en hoe donker het hy geword, en ek gaan hom vir julle in die kolom gooi, sodat julle kan sien wat is sy claim to fame, as ek dit so kan stel. So wat doen ek nou? Nou vat ek daai duivelsdrek, en ek gooi daai hele botteltjie duivelsdrek in daai broodjie. Okay, nou gaan jy sien, is hy te sag, is hy te veel, het hy te min. Nou, kom ek gaan hom net so vat. Julle sal nou sien, daai duivelsdrek het nou reg deur daai broodjie gaan. As ek hom druk, kan julle sien hoe kom die sappies uit. So dit beteken wat? Ons het te veel duivelsdrek vir die broodjie. So nou gaan ek weer, hoor wat ek sê, ek vat nou weer 'n klein bietjie wit, en dis 'n proses wat jy nou maar so gaan aanhou kanning, en ek vat 'n klein bietjie brein, gooi hom by, en ek herhaal daai hele proses, soos julle daar kan sien. So nou vryf ek hom deur met my hand. Jy moet weet, jou hand gaan stink na duivelsdrek vir sekere dag of 2, en wanneer ons hierdie Floresien bysit, gaan jy geel wees, en ek wil nou net vir julle wys, kykie, daar begin hy klaar sy pappie maak. Kyk hoe eenvoudig is dit. Nou kom ek met die Floresien. En Floresien, jy moet nie nou bang wees nie, want dit wat jy wil hê jy moet doen, moet jy gooi. Julle sal sien, ek gooi baie Floresien by. So kom ons vat daai man, so roer daai Floresien, nou sal julle sien, nou begin hy krummel so brein krummels maak, die dele wat hom eerste geaanvaar het, word pikswart of word bruin, en dan die ander stukkies. So, as ek hom nou klaar deurgemeng het, kyk hoe lyk my hand nou.
Nou vat ek daai broodjie en ek wil net dit vir julle wys, kykie. Daar begin daai broodjie. En nou gaan jy brei en brei tot wat hierdie broodjie deur versadig is van die fluoresien. Hy moenie sulke kolle maak nie, want dan is jou fluoresien nog nie deurgemeng nie. So jy gaan daai broodjie vat en jy gaan vir hom brei en brei, druk hom bietjie met die duim. Julle sal sien die oomblik wat ek hom meer vat. Sien julle daarso? Nou begin daai broodjie al hoe meer en meer verkleur omdat die fluoresien en die duiwelsdrek deurgetrek het. So hierdie proses gaan jy doen tot wat hy die regte digtheid het wat jy hom verkies. Wanneer jy klaar is met hom, ek vat myne en ek sit myne in 'n glasbotteltjie. Hoekom? Want die glasbotteltjie behou maar net al daai karakter van hom en ek bære hom en ek haal elke keer vir my 'n stukkie uit wanneer ek gaan hengel, sit hom in 'n klein deegsakkie en so kan ek hom hengel. Nou gaan ek hom vir julle wys. Kyk net wat het met hierdie man gebeur. Na 'n jaar se staan. Kyk nou as ek hom uithaal, ek gaan my vinger daar indruk en dis wat ek vir julle wil wys. Kyk hierso. Kyk, daai ding is taai. Hy's deurtrek van die fluoresien en natuurlik van die duiwelsdrek. En nou, soos hulle sê, soos die Engelsman sê, the proof is in the pudding. Nou hierso is ons waterkolombakkie en ek wil nou hê julle moet nou kyk wat gebeur as daai man in die water val. Kyk nou hierso. Dit lyk soos 'n lig wat aankom. Hy begin so 'n groen jassie omkry. En so hou daai broodjie aan om daai geur en kleur af te gee, want jy moet onthou hy's dwars deurgebrei in daai broodjie. Hy hou net nooit op nie. En daai broodjie kan vir 2-3 ure op jou hoek bly sonder dat hy afkom. Moenie bang wees om hom lank voor die tyd te maak nie. Sit genoeg fluoresien by, duiwelsdrek en dis hoe eenvoudig dit is. Baie goeie winteraas, want jy moet onthou dat aas moet bietjie lank lê, veral in damme wat vuil is ook met daai duiwelsdrek en fluoresien. Volgende keer gee ons vir julle ons welbekende custard backing en ek sien verskriklik daarna. Dankie vir al die kommentaar, dankie vir al die vrae, dankie vir die request. Dis hoe ons dit doen. Julle moet 'n ongelooflike dag hê. Tada.